Goeienaand luisteraars en dankie vir die geleentheid julle. So in die helfte van 1994 tot aan die einde van 1999 was ek kaptein van Saldanha se eerste span. Toe probeer in 2001 en 2002 om te coach. Hy het nie baie goed gegaan nie. Ek sê altyd vir die spelers, die ouens wat ek altyd gecoacht het, hulle was te dom om te verstaan wat ek moet. As hy nou was hy die coach, ek bedoel, in die tyd toe het Saldanha eintlik 'n divisie geval. En ek was die afrigter, so is een van die goede wat ek baie trots op is, maar jy weet, is ongelukkig, maar mens leer maar, soos wat die spel aangaan, leer jy, daar is maar failures en daar is suksesse. En so ek dink, daar is 'n baie ryk kultuur, rugbykultuur in Saldanha, obviously in die Weskus ook. Ja, en ek dink, ons pluk vandag die vrugte van daai manne wat nie hulle lewens noodwendig opgeoffer het nie, maar wat groot opofferings gemaak het vir die klub onder baie moeilike omstandighede. En dit is hoekom het vir my belangrik is dat 'n mens, jy moet nie vergeet van die mense wat die pad voor jou geloop het nie. Want is daai mense wat die brand begin bou het. Ek sê dit altyd en ek weet dit word baie moeilik aanvaar daar buitekant, maar ek sê dat die twee titels wat Saldanha gewen het, sien ek as nie net Saldanha se titels, dit is die Weskus se titels. Right?